ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 346. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek het hom nie geskryf nie, maar ek het juis bemarkingsregte, verspreidingsregte en alle soorte regte by die Amerikaners bekom klompie jare gelede. Ek het die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham version, die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat Johanne ooit op kan lê. Ek het 'n klompie van hulle laat druk, hulle is beskikbaar. Ek het hulle ook in 'n paketvorm met van my boeke saamgestel. Sou u belangstel of enige van die ander boeke of 'n vraag het of net iets wou deel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, asseblief gaan na deel 1. Begin reg voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Anders sal jy nooit weet wat jy regtig gemis het nie. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat al die verskillende kennisgewings van ons studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe. Ek wil ook sê, vergeet nie die Engelse boodskappe nie. Stuur die kontak vir die vriende en kennisse, almal vir wie jy lief is. Iets 'n skryfblok, pen en papier nodig, as ook 'n 33x53 Bybel. Kom ons bid saam. Ons is so dankbaar vanmôre, Vader Jaffa, dat ons as u kinders, as Jafiste, by mekaar kan wees. Ek wil aanbid dat die salwing van die Ruach HaKodesh vanmôre in ons elkeen werksaam sal wees. Vader, dat deur die Ruach HaKodesh u doel kan bereik in elkeen van ons se lewe. En dan kan ek nie nalat om ook dankie te sê vir die genadebloed van Jaffa nie, wat ons reinig en ons heilig en al ons wee, wat ons sondes en ons ongeregtighede vergeef het. U woord sê hy het dit in die diepste van die see gewerp en hy dink nooit weer daaraan nie. Ek wil vanmôre bid, salf die woord, gee vir ons ontvanklike, seelste mense en geestelike ore om te hoor wat die vir ons sê. Ons bid lewe in die woord vanmôre, in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, elke Jafis sê halleluja, halleluja, prys die naam van Jafashua. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se sessie vir ons 'n seën gaan wees, terwyl Jaffa deur sy woord tot ons spreek. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 19, vers 25. Koning Salomo sê, slaan jy die spotter, dan word die eenvoudige bedagsaam. Slaan jy die spotter, die een wat spot met die woord, dan word die eenvoudiges bedagsaam. Maar bestraf jy die verstandige, dan sal hy kennis ontvang. So dit help jy om aan 'n dom ou te slaan nie, 'n spotter nie, 'n verlore sondaar nie. Dit voel partykeer of 'n ou lus is om 'n klap te gee. Dit is so, dit gebeur so. Ek meen, hulle jaag partykeer jou bloeddruk so op, en daarom hierdie spookpredikers en oues, hulle jaag jou bloeddruk so op, dat dit voel jy wil om, omdat ek weet, u sal nou natuurlik nie dit sê nie, né? Maar dit is wat koning Salomo sê, hy het so gevoel. Slaan jy die spotter, dan word die eenvoudige bedagsaam. Maar bestraf jy die verstandige, dan kry hy, dan sal hy kennis verkry. So ons het nodig om ook te bestraf en te vermaan. Die woord sê, hoe sal ons weet as iemand ons nie sê nie? Hoe sal ons weet? Ons het nodig om geleer te word. Hoe sou ons volwasse geword het as ons ouers ons nie in 'n sekere manier opgevoed het nie? Hoe sou ons in die skole gepresteer het as ons ouers nie die regte grondslag gelê het? Nou vandag het hulle ook die voorskoolse skoolklassies
en die goed wat help om 'n kind voor te berei vir graad 1 of wat hulle dit ook al noem. Maar so het ons dan nodig om ook die verstandiges te bestraf. Hoekom? Want jy het twee soortige verstandiges, het jy het geweet? Jy het twee soorte verstandiges. En dit is nie 'n verstandige en nog 'n verstandige nie. Jy moet dit in Engels uitdruk. Is the wise and the otherwise. Die verstandige een en daai ander verstandige wat altyd otherwise is. Hy wil altyd die kant toe. Nee, links. Hy wil altyd die kant toe gaan. My linkerkant. Altyd links. Dis hoekom die Bybel altyd praat van die linkerkant as die verlore en die regterhand as die regverdiges. So, ons het nodig om die wat otherwise is, te bestraf. Hoekom? Daai ouens kom partykeer, of meeste van die tyd met stellinge en teologie en dogmatiek, wat nie eers in die Bybel geskryf staan nie. En dan promoveer hulle dit as die ewige waarheid. Hoekom? Ek het op die internet dit gelees. Hoe jammer. As 'n ou se totale bron van kennis, dan net die internet is. En onthou wat ek al gesê het, hoeveel keer, daar is van die grootste ateïste en agnoste, wat die beste artikels skryf, dat het lyk asof het Christene is wat het geskryf het. Hoekom? Sodat Christene dit kan glo. So bly ons is nie Christene of protestante nie, ons is Javiste, halleluja. So dit is nodig om te bestraf en reg te wys. Nou om iemand te bestraf is nie soos ons vroeër jare die kerke geken het, jy sal die pastoor skud die ou dat sy tande so klap nie. Nie altyd so hoetjie so wip nie. Dit het gebeur daai jare. Onkunde. Ek sê weer onkunde. Nou baie van julle Pinkstermense is nou lekker lag. Ja, dit is 'n onkunde uitgewees. Die mense het seker goed gehoor, maar het nie geweet hoe dit gefunksioneer het nie. So, wat gebeur? Dit gaan nie om mense te bestraf in die opsig, om elke keer wanneer die woord bestraf klink meer vir my na duiwels uitdryf en goed bind en verstaan wat ek sê? Nee, dit gaan vir my oor teregwys. Die bestraffing hierso sê meer vir my, as u my teregwys of ek u teregwys, dan kry ons meer verstand. Bestraf jy die verstandige of wys die verstandige tereg, dan sal hy of sy kennis verkry. Dan verbreek ons kennis. Nou sê ek weer, Apostel Paulus sê, hoe sal ons weet as iemand ons nie sê nie? Hy sê in vers 26, hy wat sy vader geweld aandoen en sy moeder wegjaag, is 'n seun wat skande maak en skandelik handel. Ek kan nie dink dat 'n seun 'n vader geweld kan aandoen nie. Ek kan mos nie. Jy kan nie jou hande teen jou ouer lig nie. En dan daai geweld aandoen is nie net om iemand met die vuis te slaan nie. Dit is ook om jou vader te besteel. Geweld, skade. As ek iemand geweld aandoen met die vuis, dan bring ek skade aan hom. Verstaan jy wat ek sê? As ek aan my pa geweld sou aandoen met die vuis, dan bring ek skade oor hom. En die woord sê, wat jy aan die geringste van my kinders doen jy aan myself. Daarom moet ons versigtig wees wat ons met die koninkryk van Jaffa doen. Ek en u het 'n verantwoordelikheid waarin Vader Jaffa ons geroep het, om hierdie koninkryk van hom te beskerm en op te pas en te bewaar. Kan Jaffa dit nie doen deur die Ruach nie? Hy kan. Maar weet jy wat, op die aarde het hy mense nodig om uit te staan. Ek meen, as oom Thuis nooit met my begin karring het oor die geopenbaarde name nie, dan het ek vandag nog 'n God, Christus, Jesus en Here. Dan sal ek natuurlik 'n baie groter hoeveelheid mense gehad het wat my sou gevolg het in terme van die studies. Want ek sou al die godsdienstiges gehad het. Kyk waar gaan die breedte van dit. Maar weet jy wat Jaffa te doel?
Hy sê dis nie almal wat sê meester wat gered word nie. Dis hulle wat die wil van my Vader doen. Het jy dit gehoor? Dis hulle wat's die wil? Die wil is om in die bo-natuurlike geopenbaarde waarheid te lewe en te wandel. Ek en u het 'n voorreg om in die kennis te lewe wat 2020 jaar. Ek dink ek het laasweek 1 of 2 keer gesê 2200 jaar. Ek maak verskoning daarvoor. Niemand het my iets gesê nie, ek dink so. Ek het dit so gestel, 2200. Want ons praat altyd van meer as 2000 jaar, maar toe wil ek nou die 2226, toe wil ek sê 2226. So is nie 200 by nie, 200 jaar nie. Dis net 20 jaar. Wat ons oor die tyd, is eintlik 26 jaar. Maar dit is ook nie reg nie, dis ook nie waar nie. Ek gaan met u later oor die tyd praat, die tyd, fisiese tyd praat. Waarom alles nog nie in plek is, dat die wederkoms kan plaasvind nie. As jy nou skerp is in die ding daaraan, dit gaan oor die Hebreërse tydlyn. Ek het vir van die begin af gesê, ons met eskatologie begin het, wanneer ek berekenings doen, of profeseë uitwerk, of tydlyne uitwerk, gebruik die Hebreërse tydlyn, wat net 30 dae 'n maand het, 360 dae 'n jaar, en nie 365 in 'n kwart dag, en. Gaan later oor dit gesels. So, hy wat sy vader geweld aandoen, of skade aandoen, en sy moeder verjaag. Sies, jou moeder verjaag, is 'n seun wat skande maak, en skandelik handel. Baie keer moet 'n mens ook die vraag vra, is daar nie meriete in dit wat gedoen was nie? Jy weet, dit is maklik om te sê, moenie iemand wegjaag nie, moenie dit nie, maar is daar meriete daarin? Oorheers hulle jou huishouding, vloek hulle jou vrou, slaan hulle jou kinders, verstaan jy waarvan ek praat? Dis al die goed wat in oogskouing geneem moet word. En wanneer ons dan sê, wy sy moeder wegjaag, is nie soos 'n hond wegjaag nie. Ons moet versigtig wees. Jy weet, die skrif is, ons moet oppas dat baie keer lees, en ons was so geleer, om die skrif in die rigting te lees waarin dit geskryf is. Moenie jou vader geweld aandoen, jy moenie jou moeder wegjaag nie. Anders is jy 'n seun van skande, en jy sal skandelik handel. Maar om my vader en my moeder ook tereg te wys, dis ook my reg. Dis ook my reg. Of my pa sê, nee, ek stem nie saam nie. Of my moeder te gesê het, nee, ek stem nie saam nie. Dit is nie so nie. Maar dan moet ek die alternatief hê, om die saak reg te stel. Hy sê so in vers 27, hou op my seun, koning Salomo, om na die tug, ek sê van ander, te luister. Skielik kry daai vers hele ander betekenis. Hou op my seun om na die tug van ander te luister, terwyl jy tog afdwaal van die woord van kennis. Daai woord sal ek met 'n hoofletter W sit, dis die geopenbaarde woord. Luister mooi, hou op my seun om na tug te luister. Wie se tug? Al die tyd het koning Salomo gesê, jy moet die een wat jy lief het tug. Nou sê hy, nee, luister wat sê hy, hou op my seun om na tug te luister. En ek het daar ingebring van ander. Anders te maak in die sin wat koning Salomo sê nie. Hy sê dan, jy kan nie 'n kind sonder tugtiging, en tugtiging is nie slaan nie, is vermaning ook. Jy kan nie 'n kind groot maak sonder vermaning of tug nie. En nou sê hy vir my, ek moet dit nie doen nie. Hou op my seun om na tug van ander te luister. Nou 'n seun wat kan begin luister na ander se, dis ander se advies. Ander mense se insette.
wat buitekant die raamwerk is van dit wat Jaffa vir ons voorsien het en bestel het. En dis hoe die woord sê, glo nie elke gees nie, met 'n klein g, persoon. Maar toets die geeste met 'n klein g. Toets die geeste of die persone, en kyk of hulle uit Jaffa almagtig is. Wat is? Of die boodskap wat hulle bring, ry met die woord. As dit nie ry met die woord nie, dan kan ek nie met dit saamstap nie. En dis wat hy hierso sê. Hou op my seun, om na tug van ander te luister, wat nie in die woord en in die wil van Jaffa wandel nie, terwyl jy tog afdwaal van die woord van kennis. Die oomblik as jy na die ander ouens se leringe en goed luister wat hulle vir jou bring, wat totaal en al onskriftelik is, weet jy wat gebeur? Dit besoedel jou gees. Jou gees. Dit besoedel jou sielsdimensie. En dit is wanneer mense maklik tot 'n val kom. Nou ek wil hê jy moet bietjie hierdie skrifgedeelte vat, Spreuke 19 vers 27. Gaan lees hom bietjie vir jouself en maak 'n paar notas en kyk wat gebeur en waar het dalk die kwaal van baie probleme wat in ons lewens is. Nou ja, die tyd is ons alweer gevang. Kom ons wees die beste Jafiste wat ons kan wees. En ons soek 'n geleentheid waar ons die evangelie kan uitdra. 'n Geseënde week en blyskap en vrede en die heerlikheid van Jafashua in die lewe. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.